Vat so 'n bietjie aan jou hart. Help my, vat so 'n bietjie aan jou hart. En sê, Here, praat met my en verander my. In Jesus se naam. Amen. Ons is besig om te gesels oor die brief aan die Hebreërs. En 'n baie vinnige recap. Ons het gesien hier in hoofstuk 1 dat die skrywer vir ons bevestig en vir ons wys dat Jesus nie net 'n mens is nie, alhoewel hy in die vlees aan ons geopenbaar is hy nie 'n mens soos wat ek en jy normaalweg 'n mens is nie, maar dat sy oorsprong, as ek daai woord mag gebruik, uit die hemel uit is en dat hy God homself is, dat hy die afdruksel en die afskynsel is van God homself. Met ander woorde, dit is letterlik God in die vlees. God wie onder ons kom woon het. Die engel het gesê, julle sal hom Immanuel noem, wat as dit vertaal word, is dit God met ons. Dank die Here daarvoor. En dan het ons hier in hoofstuk 2 het ons gesien dat die skrywer so 'n bietjie met ons gepraat het oor die aspek van dat Jesus hoër is as engele, dat hy nie 'n engel is nie, wat ook maar basies die Jehovah's Witnesse se verduideliking rondom Jesus so heeltemal platvee, want hulle glo mos dat Jesus maar net 'n engel is. Inteendeel van hulle glo ook dat dit die engel Michael is wat afgekom het aarde toe en dat hy verheerlik is en al hierdie tipe nonsens, maar ons lag nie van hulle nie, want Sharks ondersteuners het ook 'n plek in die wêreld. En dan het ons hier in hoofstuk 3, ek het vir jou gesê hoofstuk 3, 4, 5 en 6, alhoewel die hele brief altyd in sy konteks en in sy totaliteit gebestudeer moet word, is hierdie 3 gedeeltes veral moet 'n ou as 'n totale eenheid sien. Jy kan hulle nie losmaak van mekaar en jou eie teorieë maak nie, wat baie belangrik is. En ons het hier in hoofstuk 3, het ek daai aand ons daar begin praat, het vir jou gesê dat hier begin ons nogal redelik om die vraag te beantwoord wat baie mense vra, van eenmaal gered, altyd gered. As ek nou eenmaal gered is, kan ek my redding verloor? En die beste antwoord nog ooit, ek sê dit elke keer, is wat Dr. Lemmer vir my gesê het, is eenmaal gered, altyd gered, ja, maar. En ons het gesien dat die skrywer hier in hoofstuk 3 vir ons die gevare wys. En 'n kort opsomming daarvan is maar net basies dat soos die volk van Israel in die woestyn rondgedwaal het, omdat hulle juis hulle geloof in God verloor het. Hulle geloof verloor aan hierdie belofte wat God vir hulle gegee het van dat daar 'n beloofde land sal wees. En ek het vir jou gesê dat ons geestelike wandeling is presies dit. Dis 'n daaglikse besluit om God te vertrou. Dis nie net 'n daaglikse besluit nie, dis 'n besluit wat oomblik vir oomblik gemaak word. Ek het vir jou gesê dat jy is gered vanweë 'n besluit wat jy gemaak het, en kom ons vat nou as ek dit kan doen, die geestelike aspek daarvan weg. Ek weet die Heilige Gees het jou oortuig, ek verstaan al daai goed. Ek verstaan dat die Heilige Gees het wedergeboorte in jou voortgebring. Ek verstaan dit, maar is omdat jy gereageer het. Jy die besluit gemaak, ja, ek gaan Jesus vertrou. En daarom sê die skrywer van Hebreërs vir ons hier in hoofstuk 3, dat jy moet aanhou om daai besluit te maak. Hy sê op 'n stadium hierdie ding, dat vandag as jy die stem van die Here hoor, wat vir ons leer dat dit werklik 'n daaglikse besluit is wat jy moet maak. Daarom sê ek, eenmaal gered, altyd gered, ja, maar. Jy moet daai besluit aanhou maak. Maar dan het ons hier in hoofstuk 4 gesien dat nou moet ons versigtig wees deur te dink dat daai besluit wat ons maak word gestaaf, of soos die goeie Afrikaanse stelling sê, gebek. Dat ons besluit of ons geloof gedra of gestaaf word deur werke. Want ons is nie deur werke gered nie, werke kan ons nie gered hou nie. En daarom sê die skrywer van Hebreërs hier in hoofstuk 4, het ons die vorige keer gesien, wat hy praat van die Sabbat, dat die wie in Christus is, rus nou ook in Christus. En daai rus waarvan hy praat, is 'n rus van werke. Die werke waarvan hy praat, is nie goeie werke wat uit 'n geredde persoon uit moet vloei nie, maar juis werke wat jou probeer regverdig. Sien met my.
So met ander woorde, my werke is nie 'n ding wat maak dat ek gered word nie, maar my werke wys of ek gered is. Ek sê dit weer, moenie vir my kom vertel jy dien die Here, maar jy praat nog soos 'n matroos nie. Nou, partykeer moet 'n ou leer om mooi te begin praat. Ek verstaan dit. Dat daar is mense wat tot bekering kom. My skoonpa is een van daai lucky mense gewees. I mean, hy die aand gaan slaap as hierdie bekleier, hierdie drinker, hierdie ou met 'n vuil mond wat 'n chain smoker was. Hy's 'n biker en erger as dit, hy's 'n Lions ondersteuner. I mean, hy het net alles in sy lewe is verkeerd. My vrou sit nou daar agter. My skoonpa is een van hierdie uitsonderlike gevalle wat die Saterdag aand gaan slaap het, die Sondag kerk toe gegaan het en net totaal en al verander het. Sy manier van praat, sy alles het net verander. Maar dis amper 'n uitsondering, want baie keer 'n ou verander onmiddellik en 'n ou kan altyd onmiddellik daai verandering sien, maar dan moet 'n ou leer hoe om anders te begin leef. En partykeer is die Here goed vir 'n ou en hy vat sommer die vuil woorde uit jou mond uit. Daar is sulke gevalle. Maar oor die algemeen is dit 'n ding wat ons moet leer. En daarom sê die skrywer van Hebreërs dat nou rus ons in Christus. En daar's eintlik so baie om rondom dit te sê. Maar ek en Natalie het in die week hierdie gesprek of laasweek, ek kan nou nie lekker onthou nie, wat ek vir haar gesê het, ag, moet nou nie te hard vir my lag nie, asseblief. Wees my ook genadig. Kan ons daai ooreenkoms sê? Ek het vir Natalie gesê dit het my baie lank in my lewe gevat om groot te word. Ek en jy het nou die dag daai gesprek gehad. Dit het my baie lank gevat. Kyk, jy kry mense wat matrikuleer en dan is hulle volwasse. Ek was nie een van hulle nie. Ek was al 'n pa, toe was ek redelik kinderagtig. Dit het my baie lank gevat om groot te word. Maar weet jy wat het my nog langer gevat? Om te leer om in Christus te rus en hom te vertrou. En dit is 'n moeilike ding. En dis wat die skrywer van Hebreërs in hoofstuk 4 van ons sê, hy praat van die Sabbatsrus. Dat dis in die Joodse kultuur het hulle die 7de dag gehad wat hulle op gerus het. Toe ons in Israel was, as daai son sak Vrydag aand 6:00, my maat, daar gaan niks aan nie. Die Arabiere smile van oor tot oor, want die Jode boek tot by hulle hotelle in, sodat hulle nie hoef kos te maak nie. Hulle het tot 'n lift in daai hotelle, wat jy nie 'n knoppie hoef te druk nie, want onthou jy mag nie 'n vonk maak wat 'n vuur maak, dit is teen die wet. So daar's tot 'n lift wat jy gaan net in en dan stop hy outomaties op elke vloer. Dis die waarheid. Daar gebeur niks. Maar my maat laat hy son Saterdag aand 6:00 sak. Waar was daai plekkie, my liefie? Ben Juda. Baie mooi plekkie. Dis hierdie romantiese plek. Dis hierdie cobblestone paaie en dis beautiful. En ons is in hierdie square, seker so wat 5:30 se kant dink ek. Nou sit ons daar want sy wil na juwele gaan kyk by hierdie een plekkie wat almal van praat. Daar gaan niks aan nie. My maat, ek jok nie wat ek vir jou sê nie. Toe daai klok sê ding. Toe sit soos mure wat so uit hulle gate, ewe skielik is die straatligte aan en die kleurliggies is aan en die winkel se deure gaan oop en almal hardloop na die pub toe. Dis waarheid. Dis nie waarvan die skrywer hier praat as hy praat van 'n rus nie. Hy praat daarin dat ek rus in die volmaakte werk wat Christus gedoen het, maar moet nou nie hoofstuk 3 vergeet nie, ek moet aanhou glo. Met ander woorde, ek moet op 'n plek kom in my lewe waar ek Jesus begin te vertrou actually met my versoekings. Waar ek op 'n plek kom en sê, Here, hierdie versoeking klap my elke keer van my voete af. I can't do this. Nou vertrou ek U. En dan kom hy hier in hoofstuk 5 en ek wil net hierdie laaste gedeeltetjie in hoofstuk 4 lees. Kom ons gaan hierso van kom ons gaan hier van vers, wat is dit, 15 af in hoofstuk 4. Hy sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos
ons, maar sonder sonde. Dan hierdie een wat ons almal baie goed ken, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Dan hoofstuk 5. Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe van die mense op, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers en sonde te bring, en ons gaan nou al daai goedjies lees, maar kyk gou hierso van vers 5 af, hy sê, so het Christus ook homself nie verheerlik om hoëpriester te word nie, maar hy het hom verheerlik, dis nou God het vir Christus verheerlik, wat vir hom gesê het, u is my seun, vandag het ek u gegenereer, soos hy ook op 'n ander plek sê, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy, wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van die ewige saligheid geword, en is deur God genoem 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, omdat julle traag is om dit te hoor. Net tot daar. So nou begin hy hier vir ons te vertel, onthou nou die konteks hierso. Christus is God, hy is die afdruksel, dis God in die vlees, maar hy is hoër as engele, hy is nie 'n normale mens soos wat ek, hy was vlees en bloed, net soos ek en jy, absolute normale mens, maar hy was tog abnormaal, en ek bedoel nie weird nie, ek bedoel hy was nie, julle verstaan wat ek sê, is moeilik om hom te beskryf. En dan sê hy, julle moet in hom glo, rus in hom, en ons het nou 'n priester. Nou, hy sê hierdie gedeelte volgens die orde van Melchisedek, en ons het dit nou net daar gelees, hy sê daar's baie wat ek vir julle wil sê oor hierdie orde van Melchisedek, maar dit is 'n swaar ding, julle is traag om dit te hoor. En dis vandag nog redelik dieselfde. Dit is 'n redelike leerstelling om in te gaan met wat hy daarby bedoel, en dalk kan ons daaroor gesels. Maar wat ek vanaand oor wil gesels is hy begin hier by hoofstuk 5 vers 1. Hy sê, want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe van die mense op in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring, as een wat kan saamvoel met die onwetendes, my oë wil nie saamwerk nie, onwetendes en dwalendes, omdat hy self ook met die swakheid bevange is, en daarom juis moet hy, dis nou die priester, net soos vir die volk, so ook vir homself vanweë die sondes offer, en niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep is, net soos Aaron. So, hy sê vir ons hierso dat daar 'n orde is as dit kom by priesterskap. En hierdie is 'n baie belangrike ding om te sien, veral in die konteks van Christus. Hy sê vir ons dat hier is 'n orde wanneer dit kom by die priesterskap. En hier is 3 baie belangrike goed om raak te sien. Hy sê nommer 1 hier in vers 1, want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word. Dis 'n belangrike ding. Die priesterskap kom uit die mensdom uit. Nie van die mensdom af nie, maar uit die mensdom uit. Met ander woorde, God het vir die volk van Israel 'n mens gegee, wie hulle hoëpriester was. Die eerste natuurlik Aaron. Onthou die vergelyking wat ons gaan kyk na Christus. 'n Mens vanuit die mense uit, wat 'n hoëpriester geword het namens die mense. En dan sê hy dat daar 'n paar voorwaardes is van hierdie ding. Hy sê dat hulle moet gawes en offers vir die sondes bring. So wat is 'n priester se primêre taak? Om offers te bring. Mag ek net hier in die verbygang sê nommer 1, hierdie, my woorde mooi tel. Hierdie ding wat gesê word in die kerkwêreld van mans is die priesters van die huis, is nie die waarheid nie. Want dames, julle is ook priesters. Dis nie net die man se verantwoordelikheid nie, en ongelukkig in ons samelewing het alles op die man geskuif en die vrouens ry net lekker gratis saam.
Nee, dis pa en ma se werk om priesters in die huis te wees, nie net die man nie. Bring vir my die skrif wat sê die man is die priester van die huis. Bring hom vir my. Die man is die hoof van die huis, maar ons is almal geroep as konings, priesters en profete. So 'n priester se primêre taak is om te offer. So pa as hoof van jou huis is jou primêre taak in daai huis om te offer. En ma jou nou ook, hoor. Die priester se primêre taak in die volk was om offers te bring vir die sonde van die mens. En dan sê hy hier sommer dit moet een uit die mense uit wees. Hoekom? Sodat hy medelee met hulle kan hê. Nou hierdie is so 'n amazing ding, want ek seker elkeen van julle het al gevra, hoe kon Aaron so dom gewees het om 'n goue kalf te kon maak? Het jy al daai vraag gevra? Daai is vir my een van die beste beplannings in God se hele plan as dit kom by 'n mens. Dis vir my amper, hoor my nou mooi, okay, ek weet God versoek niemand nie, maar dit is so amper asof God 'n lokval gestel het vir Aaron. Hoekom? Aaron is die ou wat saam met Moses voor Farao gestaan het, né? Aaron is die ou wat gepraat het met Farao. So Aaron het 'n redelike eer omtrent homself gehad. Werner, hoe kan jy dit sê? Want ek en jy sou. Want dis hoe 'n mens is. Jy weet, Aaron is die ou wat daar rondstap in die kamp en sê, kerels, julle weet, ek was daar toe dit, intendeel kerels, ek is die ou wat gepraat het. Ek is die ou wat gesê het, Farao, laat my mense gaan. Jenny na Aaron, net so, en ek het dit net so gesê, gaan. Ons as mens bou baie vinnige houding omtrent onsself op. Laat die Here jou net gebruik in iets. Laat hy net 'n sieke gesond maak deur jou gebede. Die volgende dag het jy visitekaartjies wat sê Suidkus bedieninge, genesings en profeseë internasionaal Inc. En op Facebook sê jy evangelis geneesheer. En jy sien, God was besig om 'n patroon hier te stel, maar hy wou gehad het dat Aaron moet hierdie ding baie mooi verstaan. So Moses is op die berg, die Bybel beskryf dit as van aangesig tot aangesig. Dit beteken maar net hulle het 'n baie intieme gesprek met mekaar daarbo. God was baie naby, besonder naby, maar Moses het nie die aangesig van God gesien. En hieronder is die ou wat voor Farao gaan staan het en vir Farao gesê het, ons God is God. Daai ou bou 'n goue kalf. En dan sê hy vir die volk, daar is die God wat julle uit Egipte uitgehaal het. Dis 'n val, ouens. Dit is so goed soos ek wat hier so staan, of wat dalk oor 'n maand of 2 of 6 hier sal opstaan en vir julle sal sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my. Dis 'n groot ding wat Aaron doen. En Aaron val. En net daarna, dan stel God hom aan as hoëpriester. Nou net dit is 'n preek op sy eie. Maar wat is dit wat God wou gehad het dat Aaron moet doen? Dat elke keer wat Aaron 'n offer bring, dat hy nie high and mighty daar staan en sê, julle weet, ek is darm. Hy sê oor daai offer moes bring en sê, weet jy wat, ek verstaan. Want 6 maande terug het ek 'n kalf gebou. Dis 'n ou wat medelee met die mense moes gehad het. Wat as hulle die offer bring, hoor mooi, nie veroordelend na hulle sou gekyk het nie, maar wat sou gesê het, ek verstaan waardeur jy gaan, want nommer 1, ek kom uit jou volk uit. En tweedens, ek verstaan waardeur jy gaan. Daarom wanneer hy hier aangaan hier in vers
4, hy sê, en niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep is, net soos Aaron. Wat hy daar bedoel is dat geen mens roep homself as priester nie. Die waardigheid wat bewys word, is nie iets wat Aaron gedoen het nie. Met ander woorde, Aaron het nie na Moses toe gegaan en sê, "Jesus broer, jy weet ons is daar in familie, ek sal like van hierdie job." Nee, God het vir Aaron aangestel. En dis 'n waardige posisie. En ek wil dit vir julle sê, hierdie is letterlik 4-5 preke by homself. Ons moet die waardigheid van ons priesterlike ampt begin te besef. Ons moet begin besef wat dit is waarna toe God ons geroep het. Dis nie net so dat alles moet honkie-dorie gaan in jou lewe nie, dit gaan nie. Maar dat jy sal besef dat dis 'n waardige roeping waarmee God jou geroep het. Maar Werner, ek staan nie op 'n verhoog nie. Who cares? Who cares? Dis 'n waardige roeping. En is iets wat net God kan doen. Nou in die konteks, ons is almal priesters in die koninkryk, maar ons is nie hoëpriesters nie. Ons het net een ewige hoëpriester. En Aaron is die skadu of die voorbeeld van dit wat Jesus sou gewees het. So, een uit sy mense, een wat medelee kan hê en een wie deur God aangestel is. En daarom vervul Jesus as hoëpriester, vervul hy daai prentjie perfek, want Jesus kom uit ons uit. God het mens geword. Hy het deel geword van ons vlees, sodat hy volgens die wet van God wetreglik 'n priester kan wees. Is God nie amazing nie? Vang jy wat ek sê? Julle kyk my so snaaks aan. Christus het mens geword, want hy het vanuit die mens uitgekom om vir ons 'n hoëpriester te word. Jesus was nie 'n priester toe hy op aarde was nie. In sy aardse bediening was hy nog nie 'n priester gewees nie. Daar is sekere ampte van 'n priester wat hy so bietjie aangevat het, maar hy was nooit die hoëpriester gewees terwyl hy op aarde was nie. Want hy was nog nie verhoog tot daai status nie. Maar die tweede ding wat hy net soos Aaron moes gedoen het, is hy moes medelee met ons gehad het. Nou hier sit ons amper met 'n probleem. Want Jesus kan nie sondig nie. Hoekom nie? Want Jesus is God. Hy kan eenvoudig nie sondig nie. En Jesus is nie gebore met 'n natuur van sonde nie, want sy pa is nie Josef nie, sy pa is God. So die natuur van sonde is nooit aan Jesus oorgedra aan die binnekant nie, maar sy vlees was net 'n vlees. Wat beteken dat sy vlees het deur dieselfde tipe versoeking gegaan as ek en jy, maar hier moet ons versigtig wees. Ons moet pas op in die kerkwêreld om God en selfs Christus, selfs in sy aardse bediening, na ons vlak toe te bring. Ons moet pas op hiervoor. Baie mense sal baie keer sulke veralgemene stellings maak wat hulle sal sê, maar as ek wat 'n pa is dan nou nie my kind sal los nie, hoe sal God wat goed is? Ons kan nie die goedheid van God op ons vlak wil probeer sit nie. Kan nie. Ons weet nie wat goedheid is in sy suiwerste goddelike vorm nie. Ons weet nie wat liefde in sy suiwerste goddelike vorm is nie. Ons weet wat niks van hierdie goed is in sy totaliteit nie, want sy wie is hoor as ons wie en sy gedagtes so ver verwyder van ons in, soos wat die hemel van die aarde is. So ons moet pas op om Jesus op ons vlak te bring, want ek het al mense, pastore en my vrou was by, ek het 'n pastoor al hoor sê, dat as hy in alles versoek is net soos ons, beteken dit dat hy met die begeerte van homoseksualisme ook versoek is. Ons moet pas op om sulke goed te sê. Want om te sê Jesus is in alles versoek net soos ons, praat nie van die daad nie, maar van die groep. Met ander woorde, daar is 3 hoofgroepe van sonde.
Nou kan ek nie onthou waar dit is nie. Ek dink is in die sendingsbrief van Johannes en ek kan nie onthou wat se een nie. Wat hy praat van the lust of the eyes, die begeerlikhede van die oë, lust of the eyes, die begeerlikhede van die vlees en die trotsheid van die lewe. Dis die 3 goed waarin Jesus versoek is toe hy in die woestyn was. Daai 3 kategorieë. Maar hy's nie in elke klein dingetjie soos ek en jy versoek nie. Dis nie wat die Bybel bedoel nie. Wat die Bybel bedoel is hy verstaan waardeur ons gaan. En dan sê hy dit, hy bevestig dit hier vir ons, wanneer hy sê, in vers 7, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat uit die dood kon red. Met ander woorde, ons sien hier die verskriklike lyding waardeur Jesus gegaan het in die tuin van Getsemane. Die verskriklike angs. Ouens, moenie dat hierdie goed een oor in en ander oor uit nie. Die seun van God het deur soveel vrees gegaan op daai stadium dat sy sweet in bloed verander het. Ek wil nie eers indink die ongelooflike vrees wat op hom moes gewees het nie. Jy dink, jy het 'n klomp duiwels wat in jou ore praat. Kan jy dink wat is op daai stadium in sy ore gefluister? Die verskriklike versoeking wat hy daar moes weerstaan. En ek wil nou 'n stelling maak en ek het nie skrifte wat ek sê nie, dis my interpretasie, okay? So moenie vir mense gaan sê die Bybel sê nie, hierdie is ek wat dit sê. Ek persoonlik dink Jesus se vrees daar was nie so seer die kruis nie, alhoewel dit deel was van dit. Ek dink sy vrees daar was die feit gewees dat sonde aan daai heilige liggaam gaan raak. En die feit dat hy van God geskei gaan word vir 'n oomblik. Die feit dat hy die sondebok geword het, die een op wie die sonde gelaai is. Ek dink dit was dalk meer ek dink die kruis was iets waarvoor hy bang was. Ek maak dit nie klein nie, maar jy verstaan wat ek sê, nê. Dis maar my opinie rondom dit. Maar die punt is dat hy verstaan waardeur jy gaan. Want hy is uit die mensdom uit. Hy het nie homself gekies nie, maar God het hom gekies en hy sê dit in die volgende vers wat ons nou sal kyk. Dis nie 'n mens wat hom aangestel het as hoëpriester nie, maar God self. Daarom voldoen hy totaal en al aan die roeping van priester. Onthou, wat is die primêre doel van 'n priester? Is om offers te bring. Hy is die tussenganger tussen God en mens. In die Ou Testament was daar net een manier om by God uit te kom en dit was deur die hoëpriester. Laat dit net so 'n bietjie insink. Mense het nie 'n verhouding gehad met God soos wat ek en jy het nie. Dawid het nie 'n verhouding met God gehad soos wat ek en jy het nie. Dawid het nie die gees van God gehad wat in hom gewoon het nie. Die gees sou oor hom vaardig geraak het en dan sal die gees homself onttrek het. Maar Jesus verstaan presies waardeur ek en jy gaan. En weet jy, hy praat in hierdie gedeelte net van sy vrees, maar ons moet ook pas op om net 'n versie te vat en dan te dink dis dit. Gaan doen jouself 'n guns. Hierdie week gaan bestudeer die evangelies. Gaan kyk na elke keer wat daai man in 'n versoeking gekom het. Want daar is hoope. Pastoor Leon het vanoggend en ek sê dit nie ligtelik nie. Ek en Natalie het seker vir 'n halfuur na die tyd nog by die huis gepraat. 'n Briljante preek gewees. Well done. Ek weet alle eer aan God, maar well done to you. Regtig 'n goeie boodskap gewees. En hy het uit Matteus 12 uitgepraat oor hoe die mense met Jesus geargumenteer het. Net dit is al 'n versoeking in homself. Daar's baie keer wat ek met mense praat oor Bybelse dinge en dan kom jy agter hierdie ou het nie 'n klou waarvan hy praat nie.
maar hy wil met jou argumenteer. En ek misluk baie keer in daai versoeking, want baie keer dan kry ek stilstype. En al wat ek sal sê is reg broer. En dan draai ek om en dan loop ek, maar hier binne, ek misluk. Hier binne sien ek al met 'n elmboog, 'n kop en skop en slat met die Bybel. Ek sien al daai dinge hier binne. Ek weet nie julle nie, maar hier binne. En besef jy dat Jesus nie eers daai gedagtes gehad het nie? Dat hy nooit uit woede uit gereageer het nie. Inteendeel, hy het nooit in reaksie gekom nie, hy het net gereageer. Dink bietjie aan die versoekings waar mense sy goddelikheid bevraagteken het. Hy het deur alles gegaan wat ek en jy. Dink aan die versoeking van toe hy aan die kruis gehang het en hulle hom gemok het. As jy die seun van God is. Moenie so hoogheilig wees nie, want ek en jy weet, as dit ek was, het ek gesê, right, spykertjie, spykertjie, spykertjie. Kom ons doen hierdie ding, kerels. Hallo. Hy kon net gesê het, Vader. En daar sou legioene op legioene, en ek sê nou vir jou, daai engele, wat nie verstaan het waarmee God besig is nie, het met hulle hande op hulle swaarde gestaan. Hoor wat ek vir jou sê, ek het nie skrif daarvoor nie, maar ek sê nou vir jou, Jesus is die geliefde in die hemel. Hulle het met hulle swaarde reg gestaan, en net om 'n prentjie te maak, ek sê nie vir julle, het so gebewe van adrenaline na die Vader kyk en sê, asseblief sê net ja. Die verwoesting wat daai man kon gebring het deur net te sê, Vader, I'm done. Dink aan daai versoeking. Dan sê die Bybel dat God het hom verhoog. Hy sê, vandag is jy my seun, vandag het ek jou gegenereer. Die generasie of die regeneration wat hy daarvan praat is dat Christus wat in die graf was en opgestaan het in 'n verheerlikte liggaam. Jy kry predikers wat preek dat Jesus tot bekering gekom het. Dis nie die waarheid nie. Dis nie die waarheid nie. Nommer 1, Jesus het nie in die hel gaan ly ter wille van my en jou nie. Hy het nie ons straf in die doderyk gaan dra nie. Ek sê net weet hoe daai man daai doderyk instap. Ek wil daai DVD uitneem. Ek wil sê, het was nie 'n fight geweest toe Jesus vir die duiwel gesê het, geef my die sleutels nie. Dit was nie 'n stoeigeveg nie. Ek beloof vir jou dat toe Jesus aangestap kom, het die duiwel net sê, okay, hierso. Sorry. Hoor jy wat ek vir jou sê? Nie gaan ly nie. Hy het nie tot bekering gekom nie. Maar toe hy opstaan daar, toe staan hy op as die ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Een uit ons geleedheid. Ag, moenie dat dit net in en uit gaan nie. Een van ons. Een wat verstaan waardeur ek en jy gaan. En dan sê hy begin, of hy sluit hoofstuk 4 af, onthou hulle het nie hoofstukke en verse gehad. Jy moet jouself 'n guns doen. Print 'n bietjie vir jou een van hierdie briewe sonder hoofstukke en verse. Gaan doen dit 'n bietjie. Dan gaan lees jy dit weer, dan kyk jy die ander prentjie wat daar geskets word. Hy eindig hoofstuk 4 af wat hy sê dat ons het dan nou 'n hoëpriester, dan sê hy dat ons kan dan met alle vrymoedigheid ingaan. En dan verduidelik hy vir ons hoekom. Hy sê want daar is nou een. Daar is nou een vanuit julle. Een soos julle. Vat in jou buurman en sê een soos jy. En dan vat jy in jouself en sê een soos ek. Een soos ek. Wat beteken dat hy lyk en hy voel nou soos jy. Vlees en been, nie gees nie.
Die Bybel sê as jy aangaan daar, so dan jy sien, hy sê dat hy het die hemel ingestap. Dis beeldsprake, dis metafore wat hier vir ons gemaak word. Jesus het nie fisies ingestap met 'n bakkie vol bloed nie. Dis metafore. Dis Christus wat voor die Vader gaan staan het en gesê het, Vader, die werk is voltooi. En die Vader het gesê, dan aanvaar ek vir Werner. Dan aanvaar ek vir Henny. Ek aanvaar vir Emery. Ek aanvaar almal wie sê ja. Oor jou wat uit hulle uitgekom het en verstaan waardeur lig. Nou ons moet hierdie prentjie ook mooi maak. Gee my nog net 'n paar minute. Ons moet hierdie prentjie ook mooi maak. Onthou, ons het hier te doen met God. Weer 'n keer, ons kan nie God na ons vlak toe probeer bring nie. Dis nie asof God nooit verstaan het waardeur jy gaan nie. God weet alles. God verstaan jou vrese beter as wat jy dit verstaan. God ken die pyn en die bekommernisse van jou hart beter as wat jy dit ken. Hy verstaan presies. Die Bybel sê op 'n stadium, want wie ken die diep dinge van God anders as die Gees van God, wat ook die diep dinge van God deursoek en aan ons openbaar. Maar daai selfde Gees ondersoek jou. Hy sê, wie ken die mens anders as die Gees van die mens? En dan begin hy daai vergelyking te maak van hoe die Gees van God, God ondersoek, as ek dit nou maar so kan stel, hoe hy die diep dinge van God gaan kyk en dit dan vir ons gee. Dis die vergelyking wat hy maak, want net so is dit die Gees wat in jou in is, en hy vat hierdie dinge wat jy nie in woorde kan sit nie. God weet hoe jy voel. Maar hier is die ding, as Jesus nie uit ons uitgekom het nie, sou ons nooit die prentjie kon gemaak het dat God verstaan nie. Want Jesus het vir ons kom wys wie die Vader is. Een van die redes hoekom hy mens geword het, is sodat ons 'n tipe van 'n beeld in ons gedagtes kan hê van hoe God is. Want niemand het geweet hoe hy is nie. Ek het dit by die Bybelstudie nou die aand gesê. Niemand het in die Ou Testament geweet wie God is of hoe hy is nie. Hulle het sy naam geken. Hulle het, as ek sê van wie hy is, hulle het hierdie vaagweg idee gehad van dis hierdie wese hierbo, hierdie oppergesag, hierdie almagtige. Hulle het sy krag, ek dink bietjie beter geken as wat ek en jy doen. Ek weet nie van jou nie, maar ek het Rex, ek het al hier by die see gaan staan. Ek en Natalie was Saterdag bietjie by die see. Ek het dit nou nie probeer nie, maar ek het ook nie die guts om 'n stok in te druk en vir die Here te vra om vir my highway te bou nie. Maar kan jy dink as jy daar gaan staan in hierdie see kloof oop en ons sien die mooiste beeld wat ons kan sien, the Statue of Liberty? Oh, say can, sorry. Kan jy imagine as jy môreoggend wakker word en daar lê brood op jou stoep wat uit die hemel uitval elke oggend? Dat jou klere en jou skoene aan jou lyf, hierdie ouens het die krag van God gesien, maar hulle het nie geweet wie hy is. Doen jouself 'n guns, gaan kyk, ek het dit nou die aand by die Bybelstudie vir hulle gewys, gaan skets vir jou fisiese prentjie van hoe hulle God beskryf. Die een met vlerke, met oë wat oral is. 'n Ander plek noem hom die veelborstige een. Gaan sit al daai beskrywings in 'n prentjie, jy sit met 'n gedrog. Jy sit met iets wat nie vir jou kop sin maak nie. En daarom het hy afgekom om te sê, hey, julle wil weet hoe die Vader is? Kyk na my. Nou het ons 'n beeld. Nou wanneer ons met die Vader praat, al het hy nie 'n liggaam nie, sien ons almal hom as 'n wese met 'n liggaam wat op 'n troon sit, want voor hom staan een vanuit ons. Ek gaan hier so stop, ons sal volgende week aan, of die week daarna as die Here wil. Julle kan maar iets sê anders, dankie. Wat ek dink vanaand vir jou wil sê is, voor daai troon is daar een
uit ons uit. Een wat jou vrese ken, een wat jou pyn ken, een wat verstaan waardeur jy gaan. Jy weet die mooi ding van Christus is, ons noem hom ons middelaar en hy is dit. Maar ons dink nie altyd aan wat daai woord middelaar beteken. Die middelaar beteken 'n tussenganger. Dit is iemand wat namens my optree voor iemand anders. Wat beteken dat wanneer jy bid, luister vir my, jou woorde is nie impressive genoeg om die ore van God te haal nie. Wat 'n heilige ore. Ons woorde kan hom nie beïndruk nie. Maar weet jy wat doen die een vanuit ons, wat medelee het met ons en deur God aangestel is? Is wanneer jy daai woorde bid, en kom ons wees nou eerlik, jy weet, het jy al die verhaal van Jona gaan sien, die gebed wat hy gebid het? Het jy al daai gebed gaan lees? Ek sê nou vir jou, Jona het nie daai gebed gebid nie. Ek sê dit nou vir jou. Na die tyd, dink ek, het hy baie geestelik voorgekom. Ek sê, want 'n mens is nie so nie. Geen mens gaan in 'n vis se maag sit en sê, in die duister sit ek maar op die Here. Nee my maat, wat jy gaan sê is, Here, weet U hoe ryk het hier binne? Genade, waar is U? Here, wat gaan hier aan? Niemand gaan Psalm 23 bid nie. Maar ons dink ons gebede is so impressive terwyl ons hier in die middel van 'n vis se maag sit. En eintlik net 'n klomp goed sê. Jy al na jou eie gebede, rekord jouself 'n bietjie as jy bid. Ja, ons kan maar baie dinge sê. En daai woorde is nie goed genoeg om die heilige ore van 'n heilige God te bereik nie. Maar daar staan een vanuit ons. En hy vat daai mengelmoes van woorde. En hy sit dit in 'n pakkie wat aanvaarbaar is vir die Vader. En hy sê, Vader, hier is wat U kind sê. En die woorde wat hierdie wese wat ons God noem, is te intelligent vir ons om te begryp. Hy praat op 'n vlak wat ons nie kan verstaan nie. Maar daar staan een vanuit ons, wat die woorde van hierdie goeie Vader vat en in 'n pakkie kom gee vir jou wat jy kan verstaan. Daarom kan jy met alle vrymoedigheid gaan. Jy sien, ons sit met een wat verstaan waardeur jy gaan. En soos Aaron, toe hy die offers gebring het, geen veroordeling kan bring nie, want hy verstaan. Net so is hy, wanneer hy voor die Vader staan, en wanneer jy voor die Vader staan, daar geen veroordeling is nie. Want Jesus verstaan. So die Vader nooi jou uit vanaand. En ek voel partykeer of ek baie die aan mekaar praat. Ek hoop wat ek sê maak vir jou sin. Maar al vergeet jy alles, onthou net dit. Daar is een vanuit ons wat namens jou daar staan. En jy mag, jy moet na daai troon van genade gaan, want daar is geen ander plek waar daar hulp vir jou is. Hy sê, kom dan met alle vrymoedigheid na die troon van genade, sodat jy op die regte tyd genade mag ontvang. Die Werner vertaling sê dit so. Kom na die troon van genade, waar genade homself jou genadiglik uitnooi, om genadiglik aan jou genade te skenk. Genade homself, een vanuit ons, wie verstaan.
So wil jy nie vanaand 'n oomblik vat, net 'n paar sekondes. En dan praat jy met hom. Jy weet wat in jou hart is. Sê vir hom wat dit is wat jy van hom nodig het. En onthou, hy verstaan. Praat met die Vader. Die engel het gesê dat hulle sal U noem Immanuel, God met ons. Hy wat sy heerlikheid en sy hemelse woning gelos het om te kom deel in ons struggle op hierdie aarde. Nie net om dit te kom deel nie, maar om dit te oorwin. En aan die ander kant op te staan as die groot oorwinnaar. Maar nie net alleen dit nie, maar om op te vaar na sy Vader en daar namens ons te gaan staan. Een vanuit ons, wie verstaan waardeur ons gaan. So Vader, heel eerste wil ek vir U vra dat U my sal vergewe vir die arrogante gedagtes wat soms in my hart opspring, wat dink dat U nie verstaan nie. Vergewe my daarvoor. Vergewe my dat ek soms dink dat ek aan U moet verduidelik waardeur ek gaan, asof U 'n mens is wat nie 'n idee het wat aangaan nie. Vergewe my arrogansie. Maar in dit kom ek nog genadiglik en met alle vrymoedigheid na U toe. Want soos die disippels eenmaal vir Jesus gesê het, wil ons vandag vir U sê, Vader, waarna toe anders sal ons gaan? Want U alleen is die gewer van lewe. En by U en U alleen kan ons ontvang wat ons nodig het vir hierdie lewe. So Vader, ek kom vanaand na U toe. U het elkeen se gebed gehoor en U hoor dit nog steeds soos wat elkeen in hulle harte uitroep na U toe. Ek kom vanaand na U toe en ek vra vir U nie vir makliker tye nie. Ek vra vir U dat U my asseblief sal help om lojaal te bly. Lojaal te bly aan Hom wie voor U staan. En lojaal te bly teenoor U. Help my en help elkeen van ons om getrou bevind te word in daardie dag. En ek dank U vir die loon wat U vir elkeen van ons wegsit, maar Here, ek begeer op daai dag om net te hoor welgedaan. As ek net dit gehoor het, is dit loon genoeg. Maar saam met dit wil ek U vra dat U asseblief in hierdie week wat voor lê en van hier af vorentoe vir elke persoon wat hier sit en wat luister oor Facebook en wat dit dalk nog in die toekoms sal hoor. Here, dat U aan ons in ons harte 'n openbaring sal gee van die een wie voor U staan. Dat ons werklik sal begryp, 'n goddelike openbaring mag kry van dit wat Hy vir ons gedoen het. En miskien sal ons dit nie hierdie kant van die graf ten volle verstaan nie, maar my gebed vir elkeen is dit wat Paulus bid, mag elkeen groei in die kennis van die liefde van Christus. Mag ons niks anders ken as Christus en Hom as gekruisigde nie. Mag hierdie openbaring van die een wie voor U staan nou in elkeen van ons harte brand. En wanneer die moeilike tye kom klop,
dat ons sal onthou dat daar staan een voor U wie medelee het met ons. Dis nie iemand wat ons jammer kry nie. Dis iemand wat saam met ons deur hierdie goed gaan. Hy lei saam met ons. Dankie daarvoor. U is so 'n goeie God en Vader. Jesus, U is so 'n goeie, ewige Hoëpriester. So 'n fantastiese middelaar. En 'n astronomiese vriend. Heilige Gees, U is 'n astronomiese leidsman, advokaat, leraar, die een wat ons dra elke dag, die een wat met ons praat en met ons lei, of wie ons lei deur alle dinge. U is 'n goeie Gees. Ons eer U, Vader, Seun en Heilige Gees, wie U woning in ons korporatief kom maak het. Dankie dat ons aan U mag behoort en dat U ons God is. In die naam van Jesus, die heilige kind, bid ons dit. Amen.